Nou sê, dankie Dani. En ek wil 'n woord deel, dit is eintlik 'n begin van 'n paar goed wat ek wil deel. So ek gaan net 'n bietjie fondasie lê en ek gaan uitbou op van die goeters verder in die weke wat voorlê. En as jy nie Joe van der Berg se woord geluister het verlede Sondag, Joe het op kort kennis vir my kom instaan en ek en Joe het juis gesit en gesels oor van hierdie goeters en dit wat Joe bedien het is ook sluit baie nou hieraan. En so Johannes 16 vers 7 is Jesus aan die woord. En hy sê die volgende, en hy praat met sy disippels, en hy sê, maar ek sê julle die waarheid. Dit is vir julle voordelig dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle kom nie. Maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur. En probeer jouself indink, die disippels. Hulle stap hierdie nou pad saam met Jesus vir 3,5, oor die 3 jaar. Wat hulle saam met hom beweeg. Hulle is dag en nag in sy teenwoordigheid. Hulle beleef die wonderwerke, al die lering wat hy gee, die wyse goed wat Jesus sê. Mense, hulle het 'n belewenis wat onbeskryflik is. En hulle wandel saam met hom en hier kom Jesus en hy sê, hoorie, dis vir julle voordelig dat ek weggaan. Daai skok dink ek wat die disippels moet beleef en jy dink by jouself, maar hoe kan dit voordelig wees as hy weggaan? Hy wat al hierdie wysheid het, hy wat al hierdie wonderwerke doen, hy wat hierdie krag openbaar, dis die Here wat in ons midde is. Hoe kan dit moontlik wees dat dit voordelig gaan wees dat hy weggaan? Wie kan hy stuur? Wat sy plek kan neem? Dit voel asof dit onmoontlik moet wees. Hy sien Jesus weet iets wat hulle nie weet en nie kan begryp nie. In Johannes 14, Jesus ook met hulle gepraat, en hulle moet onthou, hier Johannes 14, 15, 16, Johannes 17, Jesus praat met hulle, hy is besig om hulle voor te berei, want hy gaan kruis toe, hy gaan daar op die kruis sterf. En hy berei hulle voor en hy deel met hulle in Johannes 14 sê hy, vers 26, maar die trooster, die Heilige Gees wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Die Amplified sê, but the Comforter, nou die Heilige Gees in Grieks word genoem, daar so praat hy van, hy noem hom die Parakletos, die een wat by jou, met jou sal wees. Die Amplified brei uit op hy woord, hy sê, but the Comforter, Counselor, Helper, Intercessor, Advocate, Strengthener, Standby, the Holy Spirit, so al daai woorde wat hy daar gebruik, dit omskryf dele van wie die Heilige Gees is. Hy sê, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, in my place to represent me and act on my behalf. He will teach you all things, and he will cause you to recall. He will remind you, bring to your remembrance everything I have told you. En een ding wat ons moet besef van die Heilige Gees is, soveel plekke in die woord verwys na, vergelyk die Heilige Gees met 'n duif. Ons het van die foto's hier, Gerard vir ons opgesit daar. Hy word vergelyk met 'n duif, maar hy is nie 'n duif nie. Hy word gelyk met lewende water. Hy is nie water of strome van water nie. Hy word vergelyk met 'n vuur, maar hy is nie 'n vuur nie. Hy brand soos 'n vuur. Hy veroorsaak 'n brand, steek veldbrande en brand, steek ons harte aan die brand. Hy's 'n persoon. Hy's die derde persoon in die Godheid. Ons praat van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Dis iemand met gevoel, met emosies. Hy verteenwoordig Jesus, hy verteenwoordig die Vader, hy's deel van die Godheid. En weet wat so spesiaal is, hy woon in my en in jou. En wat so impak is, toe Jesus op aarde was, hy kan net op een plek op 'n slag wees. Hy kon nie op verskeie plekke wees nie. En hy sê, en dit is voordelig vir julle dat ek weggaan, want hoekom?
Hy gaan nou by elkeen van ons wees. Ons kan konstant sy teenwoordigheid in ons lewens beleef. En dis iets wat die Here vir my en jou wil leer. Hy wil ons help dat ons bewus sal wees van hom wat in ons woon. En ons gaan nog meer van hierdie goeters uitbrei. Ek raak net in kort aan sekere dinge vanoggend. Maar wat wil die Heilige Gees kom doen? Wat is dit wat hy wil bereik in my en jou lewe? En Paulus praat in Efesiërs 4, vanaf vers 17, hy sê, in die naam van die Here doen ek 'n ernstige beroep op julle. En bid dat jy sal hoor hoe Paulus vanoggend eintlik met jou, met ons persoonlik praat, met elkeen van ons. En ek lees hierdie gedeelte net in die nuwe vertaling, wat hy sê, in die naam van die Here doen ek 'n ernstige beroep op julle. Elkeen van ons. Hy sê, moenie langer soos heidene lewe nie. Hulle gedagtes lei tot niks, hulle verstand is verduister, en hulle het geen deel aan die lewe wat God skenk nie, omdat hulle hardnekkig in hulle onkunde volhard. Hulle het heeltemal afgestomp geraak, en hulle het met 'n onversadigbare drang na losbandigheid oorgegee, om al wat vuil is te doen. Maar, dit is nie hoe julle Christus leer ken het nie. Julle het tog van hom gehoor, en omdat julle sy volgelinge is julle onderrig volgens die waarheid wat in Jesus is. So as jy sy volgeling is vanoggend, en ek glo almal wat hier vanoggend sit, is sy volgeling. Hy sê, omdat julle sy volgelinge is julle onderrig volgens die waarheid wat in Christus is. En dan sê hy, hou dan op. Sê net vir iemand langs jou, hou op. Om te lewe soos julle vroeër gelewe het. Breek met die ou sondige mens in julle, wat deur sondige begeertes verteer word. Hy sê, hou dan op om te leef soos wat jy geleef het. En die uitdaging wat ek en jy vanoggend het, as jy dink aan jou lewenswandel, as jy vanoggend bely en jy sê, maar ek is 'n kind van die Here, ek is sy volgeling, dan is die vraag, lyk my lewe anders as wat hy gelyk het? Hou dan op om te lewe soos julle vroeër gelewe het. Breek met die ou sondige mens in julle wat deur sondige begeertes verteer word. Julle gees en gedagtes moet nuut word. Julle lewe as nuwe mense wat as die beeld van God geskep is. Lewe volkome volgens die wil van God, volgens die wil van God en wees heilig. So die Here kom, en weet wat wil die Heilige Gees doen? Hy wil my en jou help om daardie lewe te leef. Sien, die Heilige Gees se doel, sy werk hier op aarde is om my en jou te help transformeer, dat ons sal word soos wat Jesus was, soos wat Jesus is. Efesiërs 5 vers 1 sê mooi, hy sê, therefore, be imitators of God. Copy him and follow his example as well-beloved children imitate their father. Walter, kom help my gou asseblief man. Jy. Ek is bang, hy gaan nie die punch kan vat. Volg my en doen wat ek doen. Be an imitator as a child imitates his father. So met ander woorde, doen wat hy doen, copy sy gedrag. Wat hy doen, wat ek doen, doen hy. En Paulus kom en hy sê, be an imitator of Christ. So ek doen wat Christus doen. Het Jesus dit
So wanneer ek uit my vlees begin optree, am I busy imitating Christ? Jy sien, wanneer ek so maak, en hy draai hom en hy loop 'n ander rigting, are we imitating Christ? Okay. Maar weer lees, hy sê, therefore, be imitators of God. Copy him and follow his example, as well beloved children imitate their father. Dit wat ek volgens vir Jan gesê het. Van Janel, daai seentjies gaan doen wat sy pa doen, wat die pa doen. Gaan nie doen wat jy sê nie, hulle gaan doen wat jy doen. Jesus se hele lewenswandel op aarde het Jesus vir ons kom demonstreer hoe lyk die lewe van 'n persoon wat gees vervuld is. Onthou, Jesus was deel van die Godheid. Hy was God. Maar hy het sy Godheid eenkant neergelê en volkome mens geword. Hy praat met Filippense, hy sê hy het 'n diensknegt geword. So hy het absoluut geleef en is blootgestel en moes leef aan al die challenges en uitdagings wat ek en jy as mense het. Maar Jesus demonstreer vir ons, as jy gees vervuld is en die Heilige Gees is in jou, op jou, wys hy vir ons wat ons kan doen, waartoe ons in staat sal wees. En die Heilige Gees wil my en jou help om to copy him. Dat ek en jy sal word en wees soos hy. Romeine 8 vers 29, hy sê, that he ordained, van die begin af sê hy, that we will share inwardly his likeness. Hy sê, we'll be molded into the image of Christ. Daai woord wat molded beteken, hy vorm jou, dat ons gelykvormig sal wees aan Christus. 2 Korintiërs 3 vers 18, skryf Paulus dan sê hy, en terwyl ons almal met onbedekte gesig, soos in 'n spieël, die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld, van heerlikheid tot heerlikheid, as deur die Here wat die Gees is. So hy sê, hoe meer ek na hom kyk, hoe meer ek na die Heilige Gees kyk, hy sê, dan gaan ek begin verander, en ek gaan word soos hy wat voor my is. Hy sê, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld. Watter beeld? Die beeld van die Here. Wie hy is. En dis wat die Heilige Gees wil doen met jou en met my. Hy wil ons help. Hy wil ons die krag gee, want jy gaan dit nie in jou eie krag regkry nie. Ek gaan meer daaroor praat van volgende week af. Praktiese voorbeelde deel uit die woord uit. Jy sien, die Heilige Gees rus ons toe as mens om te doen wat ons nie op ons eie as mense kan doen nie. Johannes 14 vers 12. Jesus praat en hy sê, voorwaar, voorwaar, ek sê vir julle, wie in my glo, die werke wat ek doen, sal hy ook doen. Be imitators of Christ, be imitators of God. Copy him, doen wat hy doen. So dis wat hy sê, onthou, hy praat nou met sy disippels, en hy praat met elkeen van ons. Hy sê, ek sê vir julle, wie in my glo, die werke wat ek doen, sal hy doen. En hy sal groter werke as dit doen, omdat ek na my Vader gaan, en wat julle ook al in my naam mag vra, dit sal ek doen, sodat die Vader en die Seun verheerlik kan word. Hy sê, dit wat ek gedoen het, doen dit. En ons doen dit nie om sy gunst te wen nie. Ons doen dit want dit is 'n uitvloeisel van my verhouding met die Here. Ek word soos wat hy is. Ek doen wat hy doen. Dis interessant.
Ek gaan nou baie jare terug. Rian was nog so 'n chokkertjie. Hy is 'n bietjie groter as wat Beson is. En Amanda gaan haarkapper toe. En Amanda sit by die haarkappers. Nou staan ek nou baie geduldig, opgewonde, vol blydskap en vreugde vir my vrou wat klaar maak. Sy sou nou daai tyd klaar gewees het en julle weet wat gebeur. Maar in 'n geval nou staan ek daar buitekant, toe is daar nog parkeermeters en ek staan daar by die parkeermeter en Rian staan by my. En na tyd, toe ek kyk nou binnekant toe kyk, sien ek, maar hierdie lot is nie besig om haar hare te sny en klaar te maak nie, hulle staan vir ons en kyk. Eers dog ek, yes, ek seker die looks. Toe nie ek nie. Hulle staan buite toe en kyk en die een vrou, een van die haarkapsters kom uit, maar sy is so dik van die lag. Sy kom by my, sy sê, hoor hierso, ek moet dit vir jou kom vertel. Sy sê, ons almal staan buitekant en kyk vir julle twee. Ek sê, nou wat? Sy sê, nee, elke ding wat jy doen, staan Rian agter jou, jou seentjie staan agter jou. Hy doen elke liewe ding wat jy gedoen het. As jy lê teen die parkeermeter, dan kyk hy en dan lê hy teen die parkeermeter. Hy sê, as jy jou hande op jou heupe sit, dan sit hy sy hande op jou. Hy het alles, hy kop jou, presies. Dit is wat die Here wil hê, van my en jou. Dat ek met hom wandel, en dat ek sal doen, wat hy doen. En dis wat die Heilige Gees in my en in jou ons wil help om te doen, is to copy Christ. Dat ons sal word soos wat hy is. Daar's 'n DNA wat ons het in elkeen van ons. Dis interessant hoe hulle soveel keer al gehoor en goed gelees, want mense sê, dat die kleinkind, dan leef die oupa byvoorbeeld nie. Die pa leef nie. Die pa is dood toe 'n kind nog klein was. So hy het nie sy pa geken, hy het nie al die triks geken nie. Hy het nie sy oupa geken nie. Maar hy doen presies wat hy gedoen het. Daar's iets in die DNA. En my doodlam, my broer se seun. Hy was nog klein, baba. As hy lê en slaap, dan lê hy slaap op sy rug met sy bene gekruis. Presies wat sy pa gedoen het. Hoeveel keer dan sê hulle mense en dan stap hy seentjies. Dan sê hulle, dit is presies hoe sy oupa geloop het. Sy oupa leef nie, hy het nie sy oupa geken nie. Daar's iets in die DNA wat oordra. Hulle sê nou met wetenskaplike navorsing, emosionele goeters en psigiese goeters dra ook in die DNA oor, na kinders toe. Daar's iets in ons geestelike DNA wat wil maak dat ons soos hy sal wees. Want in Christus is ons 'n nuwe skepping. En die Heilige Gees wil ons toerus om daai goeders te kan doen. Nou hoop ek my eksperiment sal werk. Paulus het geskryf. Hy sê, omdat julle sy volgelinge is julle onderrig volgens die waarheid wat in Jesus is. Hou dan op om te lewe soos julle vroeër gelewe het. Breek met die ou sondige lewe en die sondige mens in julle wat deur sondige begeertes verteer word. Julle gees en gedagtes moet nuut word. Dankie, Corneille. Jy sien, die teesakkie. Hy sê, breek met die ou lewe. Julle denke moet verander. Ons moet verander en anders word. En die Heilige Gees kom help ons om te verander. En jy sien, en hy sê, hy is soos 'n vuur. Jesus gaan kom en hy gaan ons doop met vuur. En weet wat? En die Here kom en die Heilige Gees steek 'n vuur in ons harte aan die brand. En weet wat? Alles wat nie van die Here af is, begin hy weg te brand. En iets gebeur. Ek en jy word en doen wat ons as mens nie in ons eie kan doen nie. Hy wil 'n vuur in my en jou harte aan die brand steek. Hy wil 'n boldness in jou losmaak. Hy wil 'n onverskrokkenheid in jou binneste losmaak. Hy sê, julle sal doen die werke wat ek gedoen het en julle sal nog groter dinge doen as wat ek gedoen het. En hoe gaan hy dit doen?
Twee goed. Efesiërs 4 praat hy vanaf vers 29. Hy sê, laat daar geen vuil woord uit julle mond uitgaan nie, maar net 'n woord wat goed is vir die nodige stigting, sodat dit genade kan gee aan die wat dit hoor. Hy sê, en bedroef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie julle verseël is tot die dag van verlossing. Alle bitterheid en woede en toorn en geskreeu en lastering moet van julle verwyder word, saam met alle boosheid. Maar wees vriendelik, vol ontferming teenoor mekaar, vergeef mekaar soos God in Christus julle vergeef het. Hy sê, bedroef nie die Heilige Gees nie. Hy sê, hy's 'n persoon. Met die Moses, hy sê, moenie die Heilige Gees bedroef nie, moenie sy hart seermaak nie. So hy sê die een been is, bedroef nie die Heilige Gees nie. Dan in 1 Tessalonisense 5, van vers 16 af, sê hy, wees altyd deur bly. Bid sonder ophou. Wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle. En dan sê hy, blus die Gees nie uit nie, verag die profeseë nie. Beproef alle dinge, behou die goeie, onthou julle van elke vorm van kwaad. Die nuwe vertaling sê vers 19, moenie die werking van die Heilige Gees teenstaan nie. Moenie profeseë gering skat nie. Moenie die Heilige Gees blus nie. Dit wat Dani vanoggend, hy het 'n woord kom deel, 'n profetiese woord wat die Here op sy hart gelê het rondom Milan. Ons kan sê, ag, of ons kan dit ter harte neem, daai woord bære, teruggaan na daai woord toe. En wanneer ons bid, en wanneer jy bid oor Milan, Here, U roep hom, dit wat U oor hom gespreek het, Here, dat dit sal realiseer in sy lewe. So hy sê, die twee bene wat ons moet opstaan. Die een, bedroef nie die Heilige Gees nie. 2, blus die Gees nie uit nie. Jy sien, wanneer hy praat van bedroef nie die Heilige Gees nie, ons bedroef die Heilige Gees met sonde, met verkeerde ambisies, verkeerde selfsugtige gesindhede. Ons bedroef hom deur ons verkeerde gedrag en aksies. Hy sê blus nie die Heilige Gees nie. Ons blus hom wanneer ons nie saam met die Heilige Gees saamwerk nie. Ons stop die vloei van sy Gees. Sien, hy kom woon in my. En daar's iets wat gebeur in ons as kinders van die Here. Die dag wat jy die Here ontmoet, wat sy Gees in jou kom inwoon, begin jou lewe te verander. Hy kan nie dieselfde bly nie. Ek onthou, toe ek my ambag gedoen het, en ek's 'n werktuigkundige, ek het op baie stadium lekker gekuier, en toe op baie stadium toe het ek nog lekker gerook en goed. Nou het ek hoeveel keer probeer ophou rook, want my ma het dit gepes, het dit gehad, maar kon dit nooit reg kry nie. Maar in elk geval, lang storie kort, ek sit in 'n diens. Ag, ek het al 'n bietjie my storie, ek sal nog in detail die dag die storie. Die Here het 'n padkou bus gebruik om my by hom uit te kom. En hulle het my gevra, ek werk toe vir Mazda en ons is besig om hierdie bus oor te doen vir die jeuggroep. En ons werk aan die bus meganies en hulle kort toe iemand om te help nou om hierdie ding oor te spray paint en te panel beat en ek weet nie wat sal aan die goeters. En ons gaan toets 'n kar en die werkswinkelbestuurder, Omrien Lindhout,
Sê, kom ons gaan stop net by die ouens wat die bus werk. Ons was net bly die bus is uit ons werkswinkel, maar die ding het daar gestaan vir seker 2 jaar in ons pad. En ons ry en ons stop by ou Pieter Enslin se huis. Nou staan hierdie huis, dit is nog 'n redelike gegoede buurt. Nou staan hierdie padkou bus in Pieter se erf. En Pieter het 'n woord en hy het van die Here en hy het 'n droom dat hy hierdie bus wil herstel, want hulle wil 'n jeugbediening begin. Daar's geen jeugbediening in die gemeente. En ons stop by Pieter se huis. En nou Pieter kom uitgestel, nou stap ek saam met hom Rien Lindhout. Nou hulle was in die AGS kerk. Nou ek is versigtig vir hierdie klomp Pinkster apostolies. En oom Rien vra vir Pieter, het jy iemand gekry om jou te help om hierdie bus te herstel? En nou Pieter is sommer hartseer, hy sê nee oom Rien, ek is vanoggend hier 3 uur, 4 uur al op en ek het gebid en vra Here asseblief, stuur iemand om hierdie bus te herstel. En oom Rien Lindhout draai om en hy sê, nee, hier is hy. Hy gaan hom vir julle help herstel. Ek dink die Here oom Rien, hierdie Pieter, hoor jy daar's trane wat loop van blydskap. Hy gryp my, hy gee my sommer 'n druk. Hy sê regtig sal jy doen. Nou het ek nie die hart om vir hom te sê, nee, bly weg van my af julle. Nee, ek gaan nie. Ek sê ja. Hy sê wanneer kan jy begin? Oom Rien sê ek sal hom 'n halfuur vroeg laat loop. Hy begin sommer vanaand. Ons ry daar weg. Ek sê oom Rien, wat die hel het jy nou gedoen om my? Nee, ek weet nie, moet gaan help hy manne. En daar begin 'n pad te stap. Van manne wat die Here lief het. Hulle het nooit vir my gepreek nie. Hulle het my nooit veroordeel nie. Nou werk ons aan daai bus, nou werk ek elke dag 5 uur, dan ry ek van die werk, dan sê oom Rien vir my, hey, jy moet ry. Dan ry ek van die werkswinkel af, dan gaan ek na Pieter se huis toe. Dan werk ons aan hierdie bus. Hoor jy, dan vrek ek vir 'n sigaret. Maar nou kry ek te skaam om voor hierdie perde te rook. In die begin het ek gesê, ag bogger julle, ek sal ding dat ek wil. Maar dan het iets in hulle leefwyse praat. Iets van hierdie manne is anders. Naderhand as ek wil rook, dan gaan sit ek onder die bus, nou wil ek kastig iets onder die bus regmaak. Dan rook ek, hoor jy, ek trek net so 4 keer daai zol, dan is daai sigaret klaar. Pieter hulle het gelag, want hulle sê, dit lyk asof die bus aan die brand is, soos die rook al onder uitkom. En weet wat, en ons kry die bus klaar, en hou die eerste jeugkamp. Maar 'n week voor daai kamp, nou het hulle my, dat ek Sondag nou kerk toe gaan. Nou sit ek daar saam met hulle, nou sit die jong mense almal voor in die kerk. Nou sit ek saam met hulle voor in die kerk, ek wil agter in die kerk sit, dat ek kan hardloop. Maar nou sit ek voor saam met hulle, en daai aanddiens sal ek nooit vergeet, pastoor Bennett Breiser, hy bedien, ja, maar ek is so ongemaklik met hierdie Pinkster ouens, en hierdie ouens in die kerk. En hy gee uitnodig, en hy sê na die diens, hoor jy so, ek wil vanoggend bid, die Here wil mense aanraak, wat sukkel met gewoontes, ouens wat sukkel met rook, met drank, met ander goeters. En hy sê, as jy vanaand wil hê die Here moet jou vrymaak, staan op jou voete. Here, en toe ek sien, toe staan ek. Here, maar nou dink ek, maar wat soek ek nou? Voor al hierdie mense staan ek, jy weet, ek is skaam en teruggetrokke. Nou staan ek voor hierdie ouens, hy sê, dat julle wat staan, kom vorentoe. Here, nou staan ek, en ek onthou dit soos gister, hierdie geveg in my gedagtes, dat ek dink, Here, hoe moet ek voor die feit dat ek voor hierdie mense staan, kry ek al klaaskaam, nou moet ek voor hierdie mense uitloop, vorentoe. Daar's nie 'n manier nie, maar dan dink ek, maar Here, as ek nou gaan sit, gaan ek my naam meer cheap maak. Nou stap ek uit en ek gaan staan daar voor. En hy kom staan voor my, en oom Bennett bid vir my. Ek het nie omgeval nie, ek het nie snaakse hoendervleis ervarings nie, hy bid vir my. En ek onthou, ek klim, ek het nog Lexington gerook. Ek het net gevoel, ek vat nie my Lexington, ek vat nie my pak sigarette in die kerk en ek los hom op die kar se dashboard. Ek klim in die kar in, en 'n stem sê vir my, dis Sondag aand, rook hierdie pakkie klaar, en dan hou jy op. En ek dacht, nee. En hy selfe stem kom en sê, wel is Sondag, rook vanaand nog, môre begin jy 'n nuwe dag, en jy's klaar. En ek onthou, en ek staar die kar, en ek trek weg, en toe ek so wegry, vat ek hy pakkie Lexington, en ek vrommel hom op, en ek gooi hom by die venster uit, en ek sê, ek is nou klaar. Dat ek nog nie my hart vir die Here gegee nie. Die volgende oggend staan ek op, die lus vir daai sigarette en nikotien is weg. Heeltemal.
Die ouens kom staan wat ek mee saamwerk. Van die manne, ou Eistie is die een ou se naam. Nou kom staan hulle, nou werk ek daar so, nou kom staan 3-4 van hulle om my met hulle sigaret en dan blaas hulle rook op. Hey, ou Lou, wil jy nie 'n trek hê nie? Dan sê ek, man, los my uit. Dan blaas hulle weer hulle rook oor my. Skielik toe stink dit vir my. En daai Vrydag aand, nou is ek die busdrywer ook, want ek het die swaar voertuiglisensie en ek ry die jong mense kamp toe. Daai Vrydag aand, na die eerste diens, sit Oom Bennett met my. En ons sit daar op 'n bankie, ek sit daar een kant, hou nog hierdie ouens so snaaks dop. En hy sê, het jy al jou hart vir die Here gegee? Wil jy nie 'n pad saam met hom stap nie? Maar iets, en nou Barney Collins en Pieter Enslin, hulle leefwyse het my so aangespreek. Oom Bennett het nie eens nodig gehad om my te vra nie, want iets in my binneste het uitgeroep en gesê, Here, ek soek U in my lewe. Jy sien, dis wat die Heilige Gees wil doen. Hy kom nie om jou skuldig te laat voel. Hy laai nie skuldgevoel by, hy kla jou nie aan nie. Hy kom sit en hy sê, wil jy hom wat jou lief het, nie ken nie? Wil jy hom wat jou onbeskryflik lief het, wil jy nie met hom ontmoet nie? Jy sien, Pieter en Barney het gestaan op al twee bene. Hulle het 'n leefwyse gehad, want jy sien, bedroef nie die Heilige Gees gaan oor my en jou karakter. Dat ons karakter sal wees soos die van Jesus. En jy sien, blus nie die Heilige Gees uit nie, is dat ek en jy saam met God se Gees sal werk om Christus fisies op hierdie aarde te laat manifesteer. Dat ons hom sal demonstreer. Die Onse Vader, laat die koninkryk kom, soos in die hemele, so ook op die aarde. Laat U wil geskied soos in die hemel, so ook op die aarde. Laat die koninkryk kom. Ek en jy moet die koninkryk, ons moet die hemele laat manifesteer en demonstreer op hierdie aarde. Pieter en Barney het dit gedoen. Hulle werk saam met die Heilige Gees. Pieter hulle sê my, daar's kere wat hulle voel, Jesus, hulle wil my nou vat en onder daai bus uittrek, my hande op lê en vir my sê, hoorie, kom by in die lewe. Nee. Kan nog baie veel vertel, maar jy sien hulle werk toe saam met die Heilige Gees. Nie hulle eie krag nie. Jy sien, ek en jy kan rondhop in die lewe. Ons kan ons karakter ontwikkel. Mooi mense leef, maar die Here wil hê ons moet op twee bene staan. 'n Karakter bedroef nie die Heilige Gees. 2. Blus nie die Gees nie, dat ons saam met die Heilige Gees sal werk. Want hy wil maak dat ek en jy will be imitators of Christ, dat ek sal wees soos die Here in my leefwyse en wat ek doen. En dat hy ons sal uitdaag, want jy sien, die Heilige Gees wil sy krag demonstreer. Bedroef nie die Heilige Gees, hy wil die karakter van die Here openbaar. Dat ek en jy sal lyk en klink soos die Here. Maar blus nie die Gees nie. Die Here wil sy krag in en deur jou en my kom demonstreer. Hy wil sy krag openbaar. Hy wil ons gebruik. En dis hoekom ek sê ons staan op twee bene. En is soos twee reëlings. Bedroef nie die Heilige Gees, blus nie die Heilige Gees. En ons wandel tussen daai twee. Ons loop op hierdie twee bene. Ek lyk soos hy en ek doen soos wat hy doen. Mag die Here my en jou help, dat ons sensitief sal word vir sy leiding, vir sy inspraak. Want jy sien, ek wil hom nie blus nie. Ek blus hom deur my vrees vir mense. Ek blus hom wanneer ek nie saam met die Heilige Gees werk nie. Ek gaan afsluit, laaste voorbeeld, vra dat Andel na vore kom. Ek bedien eenslag, ek onthou nog spesifiek by Lewende Woord daar by Neville. En ek bedien daar by die diens. En julle weet nou, ek gebruik baie humor. En ek gaan staan op die kansel. En dit pop in my, nou my bek is vinniger as my brein soveel keer. En ek vertel so 'n grappige storie, maar voordat ek die storie vertel, ervaar ek in my hart,
moenie die storie vertel nie. Maar is dit nou baie mense? Ek wil moes snaaks wees. En ons jy soek moes die erkenning van die mense. Dis nou nice as mense kom sê, Here, ons het so lekker gelag. En ek vertel die storie. Toe ek die storie vertel, toe weet ek in my hart, ek blus die Heilige Gees. I missed it. Want jy sien, ons soek die erkenning van mense. Nie een in die gehoor weet dit nie. Ek weet dit. En ek preek daai hele diens met 'n hartseer in my hart, want ek weet, ek het hom geblus. Maar nie net dit nie, ek het hom sommer ook bedroef. So maklik. Ons het hierdie branding in ons harte, ons is opgewonde oor die Here, en ons wil almal vertel van die Here. Maar jy sien, naderhand begin ons 'n vrees vir mense te kry, en dan begin ons te kompromieer. Wat gaan mense dink van my as ek oor die Here praat? Wat gaan mense van my dink as ek nie saam met die manne die dinge doen nie? Wat gaan mense van my dink as ek so optree? As 'n vrees vir mense maak dat ek en jy nie saam met die Heilige Gees werk. En die krag van die Here manifesteer nie deur ons nie, want ek het daai een been eintlik opgetel. Ek blus die Heilige Gees. En die weke wat kom, gaan ons meer daaroor praat. En gaan bid en vertrou dat die Here sy krag in en deur ons sal manifesteer. Mag ek en jy wandel met 'n bewustheid van hom wat in ons woon. Net daarby kom ons bid. Vader, dankie. Dit is vir julle voordelig dat ek weggaan, het U gesê. Want as ek weggaan, sal ek hom stuur. Sal U die Heilige Gees stuur. Here, dankie dat U die Heilige Gees gestuur het. Dankie vir U Gees wat in ons woon. Heilige Gees, dankie dat U met ons is. U leer ons. U rig ons voetstappe. U herinner ons aan wat die Here gesê het. U herinner ons aan die woord. U openbaar hom aan ons. En ek bid vanoggend, help ons om sensitief te word vir U inspraak. En Here, en ek vra vanoggend, vergewe ons waar ons U Gees bedroef het. Here, vergewe ons waar ons die Heilige Gees geblus het, waar U wou gehad het, ons moet met mense praat, maar ons het onttrek. Waar U met ons gedeel het, moenie so optree, hoorie, wees net stil, maar ons wil die argument wen. Here, waar ons, wat U wou, U Gees wou ons gebruik het, maar ons het teruggehou. Vergewe ons. Here, help ons. Heilige Gees, help ons om sensitief te wees vir U leiding, U inspraak. Ek bid vanoggend vir geopende ore om te hoor wat U sê. En Here, dat ons die waagmoed sal hê, die vrymoedigheid sal hê om uit te reik na ander, om saam met die Gees te werk en die Heilige Gees en om die koninkryk van God hier op aarde te manifesteer. Here, soos wat Paulus gesê het in Efesiërs 5, kom vul ons. Be constantly filled with the Holy Spirit. Ek bid, Here, kom vul ons gedurig deur met U Gees. In Jesus naam bid ek dit. Dankie dat U ons vergewe en vryspreek. Dankie dat U ons met krag toerus. In Jesus naam. Amen. En amen.